ons hier die Here lof op. Ons gaan oorgee, is God is so good. Amen. Gister toe ons by El Desperado was, en ons sing, ek weet of ek die video op die groep gesit het, die van die swart vroukie in die rolstoel, wat so erg gestremd is, wat probeer, julle, ek het so met trane in my oog gekry, sy wat fout het, haar brein is ingestel in die hemele, sy is hemelgerig, ons is nog baie aardsgerig en aardsbewus, maar ons moet hemelgerig en godsbewus. Amen. Kom ons sing hierdie liedjie, God is, he was nie, he is, yes, so good. Amen. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Oh God. Wil je foto's van? En dan. Je hebt foto's van ons. God is so good. God is so good, is so good. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Oh yes, God is so good. God is so good. God is so good to me. God is so good. God is so good. I love him so. I love him so. I love him so. Oh, I love him so. Oh God, oh yes, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good, is so good. Steek je handen in de lucht op en zing het. Oh, I love him so. I love him so. I love him so. He's so good. Steek je handen op en zing het. I love him so. Last of all, I love him so. Oh yes, for
him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Amen. Amen. Ons kan Here baie beter prys. Amen. Amen. Vir wie is die Here goed in hierdie plek? Come on. Amen. Amen. God is so, oh God, so good. God is so uit jou hart uit, God is so goed. As die Here vir jou goed is, sê vir die Here dankie. God is so good. Yes. Oh yes, he's so good. And that is why I love him so. I love him so. Oh yes, he's so good to me. Amen. Kom ons sê maar lofoffer. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. As die Here vir jou regtig baie goed is. Wat? Amen. Halleluja. Oh, glory. Jo. Ja, deze het nou net so aan geraak. As jy, weet jy wat, dat ek jy goed help met die ding. Daar's altyd iemand met wie dit beter gaan as jou. En daar's altyd iemand met wie dit slegter gaan. En ja, ons het gister, ek dink vir my die hoogtepunt, Jaco, was die interaksie tussen die bikers en die gestremde mense in daardie vertrek, terwyl almal sing, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones in him belong. They are weak, but he is strong. As daar een ou is vanmôre wat grondige rede het om op te staan en te sê that Jesus has failed me, dan beloof ek nou vir jou sal ek hierdie Bybel toemaak en nooit weer oor hom preek nie. Maar ek kan sê, hier is 'n paar mense wat kan sê, he has never failed me. Waar's julle? Waar's julle? Is dit net hierdie paar mense? Amen. Amen. Loof die Here. God is goed. Kom ek sê vir julle probleme is baie minder as myne. Ek moet in julle gesigte vaskyk op 'n Sondagoggend. Ek check jou uit van Maandag af wat die dinge begin skeefloop, nee. It's all over your face this morning. Ek wil nie in die kerk wees nie, ek wil nie in die wees. Kry 'n oproep vanmôre aan 'n pastoorsvrou. Vroeg sy sê bid. Sy sê my liggaam is skielik heeltemal oral gordelroos. My man lê yskoud in die bed, hy kry nie temperatuur nie, hy moet preek vanmôre. En jy worry met jou budget nie kloppie. Spoiled brats is ons as kinders van die Here. As ons net 3 loaves brood in ons kas het en dan is God nie vir ons goed nie. Van wanneer af wil jy 3 loaves eet op een slag? Maar daar sal elke dag 'n snytjie wees. Come on. Come on. Come on. Janie, is dit waar? As jy God net kan prys omdat jou beursie vol is, God maak hom gou vir jou leeg, hoor?
Hy maak hom gou vir jou leeg, maar as jy God kan prys, al voel jy vanmôre, my vrou gistermiddag, ek kan net vir jou sê, kyk, moeg is 'n understatement, maar kyk, ek het na haar gekyk of sy nie gegaan het nie. So het sy geslaap, sy is nie een wat sommer in die middag lê nie, en ek wil dit nou sê in 'n ligtelling, selfs nie as die Springbokke kon haar entertain gister nie. Sy slaap deur haar eerste helfte. Prys die Here. Is jy bly om hier te wees? Come on, ouens, ons is Pinkster, man. Amen. En ek weet vir 'n feit, God is gonna do something for somebody. Ek weet dit. Dat ek koop maar nie omdat ek hier is, maar omdat hy hier is. God gaan iets doen. God gaan iets doen. Amen. En weet jy wat? Ek het eendag gesê dat met Janaitjie, wat nou ons hemelkind is, het ek Desra al 'n paar keer gesê, en ek dink ek moet eerlik wees, ek het 'n bietjie langer gevat as sy om by dit uit te kom, te sê sy, Here, of jy al ooit gesond maak of nie, ek sal altyd weet ek kon. Of God jou situasie nou verander of nie, weet altyd dat hy sal kan. Amen. Weet dit altyd, ja, weet dit altyd. Dit lyk nie so nie, dit voel nie so nie, maar ek wil vir jou sê, as jy vanmôre glo, dat die Here het met jou 'n afspraak, Pastor Dries, of jy het ten minste met hom 'n afspraak, wil jy jouself sommer so hard gee, en sê, well, right place at the right time, hallelujah, God is gonna change this, hallelujah, ek probeer geloof aan hierdie plekke, maar 'n paar van julle, you're going to need a miracle to get a smile on your face, maar in elk geval, it's going to take a miracle of God, hallelujah, prys die Here, en ek vertrou die Here vir goed wat jou sal bang maak. Okay, die blok is uit, ek het hulle klaar verloor. Ek sê, ek vertrou die Here vir dinge wat jou sal bang maak, hoor. Ek vertrou die Here, hallelujah. Weet jy, pastoor het eendag, kyk, jy sê pastoor, wat 'n preek, nee, ek gaan eers 'n smile op jou, amper sê ek bakkies kry, sorry. Ek gaan eers 'n smile op jou gesig kry voordat ek vir jou gaan preek. Want die Here bless hulle wie 'n verwagting het. As jy nie 'n verwagting het, kan hy vir jou niks doen nie. Jy moet dit weet, hoor. Jy moet dit weet. En ja, party ouens die dag toe die Here hulle siel red, toe plant die Here lyk my 'n suurlemoenboom in hulle harte. Hulle is so seer. Dis lekker om die Here te dien, man. Amen. Dis lekker. Ja. Ek dink elke oggend as ek opstaan, sê die Here, dis ek en Rolfie vandag. Ag, al verloor ek weer daai blok. Amen. Dis halleluja. Prys die Here. Ek soek altyd iets om te doen. En as 'n dingie breek, Jakob breek ek hom, maar maak ek hom reg. At least we're confusing the enemy. Amen. Prys die Here. Wie van julle het al voor 'n spieël gestaan en jouself so jammer gekry en sê vir jouself, ek weet hoe ek hierdie nie te kom nie. Jy het al gesê, ag kom aan, is dit ek? Is daar nog iemand? Julle kan smaak, die kameras op my nie op julle nie, hoor. Ek het op 'n plek gekom waar ek sê, Here, ek kry myself so jammer. Kom aan. Ek gaan spieël toe met 'n sakdoek. Halleluja. Ag, kom aan ouens. Totdat ek 'n bottel olie in die hande kry. Amen. Dan berg ek my sakdoek, dan staan ek voor die spieël, en ek salf myself, en ek sê, no weapon formed against me shall prosper. Shall prosper. Here praat met my baie ernstig, en ons het, baie dankie Pastor Dries, julle lekker kerk as ons hier is nie, hoor. Noem my toch een Sondag as ek hier is nie. Halleluja. Jy's iemand die kerk gedaan wat bank. Die Here het in die geografiese gebied iets so groots gedoen. En dit is altyd lekker. Maar weet jy wat, daar's nog werk om te doen voor die Here kom. Amen. Amen. En wat die Here praat met my en oor hierdie onderwerp waaroor ek met u wil praat, oor die een ding wat Jakob gedoen het. Ag, en toe add ek sommer net vanmôre dit by. Nothing as powerful as a comeback. Nothing as powerful. Ekskuus my broer, ek ken julle baie welkom saam met ons vanmôre, hoor. Mag die Here jou seën. Kom sê maar 'n ander klap, mannes. Die Here jou seën saam met ons. En as jy dit gehoor het, jy het reg gehoor, ons is nie lekker nie, hoor. Paulus sê, as ek uitsinnig is dit tot eer van God.
Weet jy, uitsinnige ander woorde is amper soos kramp, hulle sê daar, dit sê nou maar hierdie goed van ons, maar nou dis reg, ek eer die Here, dat ek glo dat daardie pastoor en sy vrou is vanmôre genees, glo julle dit? Here raak hom aan, Here rig hom op, en maar terwyl ons hier is, het ons nog 'n ding of 3 om te doen. Ek gaan jou vra dat jy jou Bybel oopmaak, daar by Psalm 24, ek dink, dit was nou lank stil voor jy besing het, so my vrou, julle seker deur al die goedes gevat, afsluitings en nog nie, okay. Kan dit nie glo dat die vrou so lank stil wees nie? Ek tog julle is baie besig met beplanning, maar die 16de is hierdie plekkie 'n jaar oud. Hierdie plek is 'n jaar oud. Vir wie was die Here hierdie jaar goed? Come on, halleluja. So die 16de het ons sommer 'n lekker afsluiting. Ons gaan eet tot ons versadig is, dan eet ons nog 'n uur lank. Amen. Glo julle in die gelofte? Amen. Amen. Ek gaan vra dat ons almal staan terwyl ek die woord vir die Here lees. Lyk vir so 'n paar krepels soos maar julle gaan nou gesond wees. Nee, julle staan net sterk. Jy vir nou lank so, jy beter vinnig oorlyk, hy gaan vir jou vat. Psalm 24 lees ek in die week terwyl ek so 'n bietjie met die Here praat en hoor wat, kyk hoe mooi praat hy. Hy sê daar die opskrif: Hef op julle hoofde, o poorte. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy, hoor mooi, wat rein is van hande. So hy vra, nog hier die antwoord. Hy wat rein is van hande, suiwer is van hart. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid. Ek so bly my vrou vanmôre gesê, weet jy wat, sometimes we are so earthly set. In carnal things. Hoor mooi. Hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, hoorie, en nie vals sweer nie, in kort, wie nie lieg nie. Okay. Hy sal seën wegdra, dis nou daai ou wat daai 4 goed gaan doen, hè? Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Hoekom is julle so stil? Hoor mooi. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek, dit is Jakob. Hef op julle hoofde, o poorte. Verhef julle ewige deure. Hoekom? Dat die erekoning kan inkom. Yes, like it. Wie is tog die erekoning? Die Here sterk en geweldig. Geweldig in die stryd. Is daar iemand in hierdie plek wie al Jesaja 63 vers 1 gelees het? Wie is dit wie daar aankom uit Bosra? Nou het ek hierdie blok verloor. Wie daar Hy sê die Here geweldig in die stryd. Kyk gou vir my. Kyk. Dink jy regtig dat God het 'n stryd? Maar geweldig is in jou stryd. Wie is dit wie daar aankom uit Bosra? Gaan lees Jesaja 61. Agteroor gebuig vanweë sy eie krag. Sy bloed gedoop in bloed. Kyk gou vir my. Ek sit hierdie week, ek is mos karwas mal. Dan kan 'n nuwe plek ontdek. Kan jy glo jy 'n karwas in die dorp waar jy kan bannetjies koop? So ek gee nie of al was nie. En dan gaan sit daar en ek vat goed. In een oggend gou 2 karre. Mooi te was. En ek sit daar en dan kom sit 'n swarte by my. Ek sit daar by die tweede keer kan ek nie weet. Ek kan net soveel keer eet hoor. Tweede keer drink ek net koffie, kappa. En ek sit daar buite en die kom sit 'n swarte by my. Maar ek kan sien hy sê van hier, hy is van daar. En ons begin gesels, hy stel homself voor. En hy sê, "What do you do for a living?" Ek dink, fout nommer 1. Ek wou gesê I'm a motivational speaker. Ek sê, "Maar pas," hy sê, "Pastor, how blessed can I be?" Sê hy nou, to sit with a pastor. I said, "But I've got some couple of questions for you." Ek sê, "Let's go." Ek sê, "Jammer, ek is live." Anders het ek moeilikheid. En ons praat en hy sê vir my, hy glo net in God. Nie in Jesus nie.
Want Jesus is eintlik God. En hy praat so. Ek sê, Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Hy sê, that's a good one. En hy probeer dat, en die Here sê vir my, sê gou vir hom, Johannes 14. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader, sê Jesus, is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek weer. Ag nee, somebody needs to get excited. Kom ek weer, sodat ek julle kan neem waar ek is. Halleluja. Dan sê hy sê, en niemand kom na die Vader. Amen. As hy eers oorslaan in Zulu, dan weet ek het hom. Ons glo in God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Ek sê, have you ever eaten an egg? Why? Ek sê, because an egg is one, but it's also three. Why? Ek sê, it's the shell, dis die wit en die geel. Kyk vir my, jy kan al drie skei van mekaar. Ag nee, jy gaan dit later snap, hoor. Wie is dit? Wie daar aankom uit Bosra? Agteroor gebui vanweë sy eie krag. Kyk gou vir my. Kyk, maar jy kan dalk die mannetjie van jou straat wees. Maar ek wil vir jou sê, jy moet ook maar jou tande borstel en jou kouse aantrek, maar as iemand wie sy eie krag hom terugdruk, dis God. Nou sê hy sê hy is geweldig in die stryd. Hef julle hoofde op. Nee, vers 9. Hef julle op julle hoofde oop poorte. Hef op die ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is dan tog die Here koning? Die Here van die leerskare. Is dit nie mooi die ertjies? Hy is not Prince Charles met sy bywywe. Dis nie hierdie president Kiki nie. Die Here koning. Wow. Come on, luister, ek kan net daar amen sê. Jy het die beste preek van hierdie jaar klaar gemis. Die Here koning sê, ek klim binne in jou stryd in, en geweldig is ek in jou stryd. Julle weet dan maar sit aan sy Here die maakie. Halleluja. Ek is lus vir kerkhou. Ek weet vir julle nie. Ek sê ek is lus vir kerkhou, hoor. Amen. Terwyl ons so gister besig is en die ouens is daar, ons ken nie, wel ek ken net twee van die ouens daar, wat ook gister nog gesaam gegaan het met hulle motorfietsen na die plek toe en die ander ken ek glad nie. Maar ek is so lekker bly, want hy so praat, die een staan so buitekant die plek en wyp. En toe ek begin praat met Jesus, toe bær hy die wyp. Ek het nie gesê moet hom bære nie. But the presence of God changes the atmosphere. Halleluja. Ek het sommer geweet, ons gaan woes kerkhou vandag, hoor. Ons gaan lekker kerkhou vandag. Want ek voel, dat hierdie ding wat jou slapelose nagte gee, wat jy so sit en wonder, wat gaan gebeur, en al die goed wat ek verkeerd doen, there's gonna be an entrance this morning, nie by my of by hom nie, maar die gees van die Here gaan net so 'n bietjie inloop, en so 'n bietjie navigate, wat binne in jou aangaan, en as jy vandag waaragtig, moenie glo om jou langs jou hande klap, hoor, maar as jy waaragtig glo dat die Here kan vandag 'n rooi syfer en 'n blou verander, en die Here kan 'n pyn wegvat, man, jy wil bly wees, want gewoonlik wat die pyn is al klaar dood, so prys die Here as jy pyn het, en dat ding is pyn skeer, maar jy glo, dis nou 20 voor 10, jy glo, dat voordat ons hier uitstap, het God in 'n paar dinge ingeloop, waaroor jy slapelose nag het, en hy gaan geweldig wees. Die Here praat met my oor hierdie onderwerp, nou ek wil net gou so, who wants a revelation from God? Sê ek my self so uit asem, wie daarom nou weer die Here gaan 'n ding doen. Halleluja.
Is jy reg? Is jy regtig reg vir 'n miracle? Niemand is in hierdie plek per toeval nie, hoor. There's some broken people in this place. And it's time that you get sick of it. Yeah, you need to grasp it. Jy moet hierdie gryp. It's time to get sick of it. Sick of being sick. Sick of being tired. Sick of being pushed around. Net omdat jy 'n Christen is. Nou ek wil vir julle ek so bly dat Christene gaan die hemel toe nie, hoor. Maar ek is bly dat bloedgewaste kinders van die Here. Halleluja. Dis wie hemel toe gaan. Dit is pastoor, ek is 'n Christen, maar ek wil sê die duiwel glo ek sê die Bybel. En die definisie van geloof is van Christen is jy moet glo. En Jesus sê self, die duiwels glo en hulle sidder, maak jy 'n Christen nie. Maar but if your name is written in the Lamb's Book of Life, en jy's gekoop met die bloed van Jesus. Kyk gou vir my. Kyk gou vir my. Weet jy wat 'n advantage het jy? Al wat 'n sondaar vir God kan vra is genade. Jy klaar genade gekry, jy kry genade, jy het jou hart vir die Here gegee. Nou kan jy, omdat jy sy koninkryk soek, sê die Here, sal al hierdie ander goeders vir jou bygevoeg word. En hoor gou baie mooi. Ek dink onwillekeurig en verdra my net vir so 7 ure. Ek dink onwillekeurig aan die verskriklike. Kyk, het jy agtergekom dat jy baie keer 'n klein oortreding. Ek het nou net die heiliges vanmôre hier so. Wie van julle was soos Paulus, wat jy wil doen, dit doen jy nie. En wat jy nie wil doen nie, dit doen jy. En jou life spiral uit mekaar. Jy het in die begin van hierdie jaar gesê, hierdie jaar gaan ek die Here dien soos nog nooit. Haai, die jaar is verby, jy lyk nog nie so sleg. Okay, dan weer hy blok vandaag. En goed dan, en dan denk ek myself, beteken doe jy net 'n simpel dingetjie. 'n Klein ding. En dat jy die blasers, die fluitspelers, en hulle vat hy klein dingetjie wat jy gedoen het, en they fan the flame. They fan the flame. As julle, en weet jy regtig, en weet jy wat gewoonlik die ouens wat die hardste fan is die ouens wat agter die deur staan. Want is baie maklik om jou wat jy gedoen het uit te bring in orde om myne weg te steek. Julle raak alles stille. Dis wat ek het like. Jy het nog geskree, gespring en alles. So as jy nou verder niks doen, weet ek I've got you. Luister gou baie mooi. Don't judge somebody else's sin just because you sin differently, hoor. Sin is sin. In elk geval, maar kom ons praat dan nou tipies Newcastle. Van die verskriklike dinge wat Jakob gedoen het. Heerlikheid. Hy was jy koop nie 'n kar by Jakob nie. Hy was 'n skelm. Jy eet ook nie sy sop nie. Ek eet nie die kerk se sop nie, nou was so elke. Jy eet nie sy sop nie. Wat as hy vir jou sop gee, soek hy iets anders te. Die verskriklike dinge wat Jakob gedoen het. Nou wil ek gou vir julle lees. Luister, is julle reg vir 'n blessing? Ag, help my preek asseblief vanmôre toe. Help my preek vanmôre asseblief. Halleluja. Wat doen hy? Esau kom van die veld af. Hy man is moeg, man. Hy's honger. Hy's honger. Kyk vir die pastoor, pas op wat jy eet as jy honger is. Hy sê die laaste dae, sê God, gaan ek, dis God, 'n honger stuur. Nie nou brood nie. Nou hierdie brood. Hy sê, en hulle sal dit soek en dit nie kry nie. Maar gaan baie mooi wat hierdie pastoor vir jou sê. Esau kom van die veld af. Jong, I'm gonna get into this. En hy's honger. Hy's gesweet. Hy was 'n werker. Kyk, party ons nie. Al wat hulle ken is die keypad van 'n komputer. As hy son kry, smelt hy. Laat ek hy. Wat 'n blok gaan ek nou? Maar jy kan party ons. As hy op jou dryf hy opstap, dan weet jy nie eens wat 'n ras hy is nie. Jare terug toe bou ons daar by Witpoortjie. Man en ek het gewerk, daar's my vrou. Die bouers, ons het 'n groot bouspan gehad. Nou julle wat so bietjie bou.
ons bou 'n helfte, die bouers bou die helfte van die kerk aan. Die kerk is so groot, toe verdubbel ons die kerk. Die helfte van die kerk se steenwerk in 9 dae. Maar hy het 6 spanne gehad. Ek dink die bouers, ek dink hulle was iets soos in die 30, amper 40. Dit lyk soos mure. Dit gaan net so. En nou moet ek bybly, want ek doen al die houtwerk. Ek bou die kansels, ek bou die skuifdeure, ek doen dit. 6 uur die oggend, daar's my vrou. 6 uur die oggend, dan is my workshop oop. Maar maak ek oop. 6:30, dan maak ek die kerk se hek oop. Dan het ek al 3 bekers koffie gemaak. Vir my, vir die bouer en vir my visievoorsitter. En ons het seker vir hoe lank so aangaan, die plafonne. Ons hou kerk, hoor hier so man. Ons hou kerk, die nuwe gedeelte. Nou is die nuwe gedeelte, imagine nou is die kerk. So die nuwe gedeelte is nou aangebou. Hier is die verhoog. So nou moet die hele verhoog uitgebreek word. Want ons moet deurbreek. Nou sê die pastoor, ons kan nie wag nie. Breek dit vir ons 'n halwe meter deur of ons so lank die seedings aan sit. Had hulle nie die lyne kan kry. Kyk, hy man nou opbreek. Kyk, hier in Newcastle werk ons mos op kalender. Daar werk hulle op 'n stopwatch. Hulle trek hy goed as deur. Hulle sê, pastoor, dis in jou hande hoor. Hoe gouer jy hier deurbreek? Hulle bou klaar die nuwe verhoog. Die hele nuwe ding is gebou. Doopkamers, aantrekkamers, alles. As jy pastoor, breek dit uit. Ja. Jy kry ons almal nie ouens vir kerk hou. Maar hierdie kitty met die kry was dood. Want jy moet 'n verhoog afbreek. Hy kerk is 20 meter breed. Daai verhoog was 20 meter by 5 meter. Dis 100 squares op 'n verhoog. Ons moet hom uitbreek. Ek kry dit nie uit. Ek kry swart as ek hier hulle fire hulle self na 3 ure. Dis jackhammers en alles. Dis om my verhoog uit te breek. Die Here gee vir my 'n breinwyf. Hy kom so wit. Ag, en ek hoop hy ouetjie kyk. Hy's so bleek soos 'n geitjie. Hy kom daar aan die dag, hy skoene blink. Hy sê, hy sê, pastoor, hy gee sy naam, hy sê, ek is Rolf Gelman, dat ek nie maar my naam, want ek sê altyd 'n naam wat kyk. En, pastoor, ek wil vir jou sê, die Here het my gesê, ek wil graag hier by jou inskakel. Hy sê, ek is gestudeer. Ag, ek sê, baie welkom, gryp 'n krywa. Ag, asseblief. Daar's Desiree, ek soek hom nou nog. Ek soek hom nou nog. Hy fire homself. Hy sê die bedieninge nie. Die Here gee my 'n breinwyf. Ons is so halfpad by daai voor. Kyk verhoog nie vinnig genoeg uit. Daai bouers is op my. Hulle wil klaarmaak. En hulle is op my en ek sê, "Jessie, die Here gee my breinwyf." Ons kan nou nie meer in die kerk. Ons haal die goedes uit, die mat is uit en alles is uit en die stoele is uit. En ek sê, ons hou bid hier in die saal, so 'n groot saal gehad. En die Here gee my breinwyf. Ek sê vir Tannie, gaan jy vir ons vetkoeke maak? Sy sê, "Hoe wil jy?" Ek sê, Tannie, baie. Ek sê, ek gaan vanaand 'n baie prominente biduur reël in hierdie kerk. Regtig? Ek sê, ja. Ek sit op daai groep. Ek weet se van WhatsApp by, maar ek het hulle op die SMS en ek WhatsApp sê vanaand gaan die Here vir jou 'n ding doen. Wie van julle is moeg vir julle goed? Almal is moeg vir hulle goed. Ek sê, wie van julle wil julle probleme wegry van hulle? Ek wil my probleme reg. Ons gaan vanaand manifesteer. Come on. Ek dink ons het daai aand oor die 100 in 'n bid. Hulle kom vir die vetkoeke. Ek sê daar's vetkoeke mens verniet. Hulle sit daai saal so. Ek sê luister, ons gaan nie vanaand hier bid en die Here, toe ek sommer so 8 krywas gereël. Ons gaan in daai kerk in. Ek preek hulle so lus vir daai krywa. Ek sê vanaand stoot jy jou probleme uit jou lewe uit. Toe hulle klaar is, toe is die verhoog weg. Kan ons die Here prys? Jesu, kom moeg van die veld af. Hy is moeg, hy sweet. En al wat hy wil hê is honger. En Jakob sê, en hy sê daar in Hoofstuk, hy sê, en Jakob antwoord, verkoop eers jou eerste geboortereg aan my. En hoor wat sê Jesu? Hy sê, en Jesu sê, ek gaan sterwe. So wat gaan my eerste geboortereg van my in elk geval beteken? Ek gaan in elk geval dood van die honger. Hy sê, gee my jou bakkie sop. Die Here hoor, dit moet baie lekker sop gewees het. Ek sal my nie eens verkoop vir 'n steak nie. Hy verkoop het vir sop en noedels. Vir sop. Hy verkoop het vir sop. Sê jy eers geboortereg. Kyk gou vir my. Jy sal verbaas wees wat 'n gal jy sal eet as jy honger is en die duiwel is daar. Of jy dit sê, hy sê maar bly. Ek sal jou voed, ek sal vir jou gee, maar gee net jou geboortereg vir my. Jakob het verskriklike dinge gedoen.
Hoor jy so? Hoor baie mooi. En in Genesis 27 doen Jakob nog 'n ding. Hy verkil nie net sy broer, hy het hom klaar verkoop. Hy verkil sy eie pa. En weet jy is die probleem? Hy het die backup van sy ma. En sy sê, jy maak so. Waar is Esau? Esau is op die veld. Hy jag. Hy sê jagter, kom seker van die Vrystaat af. Hy sê jagter. Hy werk. Die Bybel sê, hy was 'n harige man. Hy was 'n harde man. Kyk, as jy 8 jaar in Botawil in die bediening was, daar by Nampo, daai boere, dan sien jy 'n paar harde manne hoor. Hy man is hard as die bonnes van hulle cruisers hoor. Dis harde manne. Dis manne wat 5 uur die oggend boer, hulle werk hard. En Esau is weer in die vel. En wat maak Jakob? Die Bybel sê, en Jakob het by die huis gebly. En Esau was in die veld. So aan die woorde, Jakob was lui ook. Kom ons praat oor sy verskriklike goed wat hy gedoen het. Sy verskriklike goed wat hy gedoen het. Man, soos ek my vrou eendag gesê het, man, weet jy wat, as Jakob getroud was, ek sou nie by hom gekuier het nie, hoor. Ek sou vir Esau my vriend gemaak het. Wat geeste roep mekaar. 'n Luiaard kuier altyd by 'n ander luiaard. 'n Dronkaard kuier altyd by 'n ander dronkaard. So Jakob is soos 'n sissie tussen die anties. Ek preek my vanmôre uit hierdie minister uit. Hy's by die tannies, hy's by die koeksusters. Esau werk met 'n 19 spanner, die werk met meel. Come on. Kom aan. Ons praat oor sy verskriklike goed wat hy gedoen het. Luister gou baie mooi. Luister gou baie mooi. Daar's 4 goed wat Jakob gedoen het. Hoor gou baie mooi. Die eerste lees jy in Genesis 27 vers 14. Hy besoedel sy hande. Wat doen hy? Hy lieg terwyl hy 'n dier gaan vat. En die bloed van daai dier hang eers net op 'n vel oor sy arm te sit. Come on. Wie van julle sou Jakob genooi het? Nou jou huis toe. Hy sê jou TV rekorder gesteel het, man. Daar's nog 'n ding wat hy doen. Sy hart was vol bedrog. Die derde ding wat hy doen is, hy belaas sy siel met aardse dinge. En die vierde ding wat hy doen is, hy gee voor wie hy nie is. No, I better not stop there, hoor. As baie wat in die kerk sit, wat net hier kan heilig wees. Amen, come on. Julle gaan saam my kerk hoor. Hulle kan net hier so heilig wees. Verder leef hy soos 'n hooligan and they try to fight demons on a Sunday. They are watching on a Monday. Hy's 'n hart van bedrog. Ek sê, Here, wat is erg? En God sê vir my, daar's niks of daar's min dinge in die lewe so erg as jou eie slegte reputasie. Daar's 'n ding Tannie Koba wat ek baie opgestel is. Ek is gestel op my naam. Ek koppel my naam nie sommer aan enige ding nie. Pas op hoor. Pas op. Jy word opgekyk dalk as die skindermond van die dorp. People will call you by your sin. Dan is as jy lekker party wil hê, gaan kuier daar by die Kriegels. Sorry Dries, net 'n voorbeeld hoor. Gaan kuier by die Kriegels. Maar weet jy wat? Daai selfe pastoor Kriegel wat 'n klavier speel op 'n Sondagoggend, gooi vir jou die oude meester op 'n Dinsdag aand as jy daar kom braai. Dis jy reputasie. How do you fix a reputation? Hy het 'n reputasie as 'n verneker. Wat het dit sy eie broer inloop nie? Hy lieg vir sy pa, oomblikke voor sy pa sterwe. In my boek soek ek niks van hom nie. Maar weet jy wat? Van die begin af was hy so. Hy het nog eers gesê, kwaai nie, toe gryp hy aan die hakskeen van Esau. Toe Esau, sy was 'n tweeling, julle weet hulle was 'n tweeling. Toe Esau eers uitkom, toe sê die Bybel, toe gryp hy aan die hakskene, asof hy sê, ek weier om aan jou skade weer te loop. Come on. Come on. Come on. Ek wil vir jou sê, as daai ding in jou bloed is, en daai ding in jou gees is, kan net God jou help. Amen. As ek ergens, net God kan jou help. Van die begin af was hy 'n hakskeengryper gewees. En van die begin af het God eintlik gesê, Esau, jy's die man wat gaan voor moet loop.
Jy's die man wat gaan hard werke, maar Jakob sal in die skaduwee van jou staan en kyk wanneer jy moeg is en wanneer jy mat is en wanneer jy seer het, gaan jy nog in die rivers ook skop. Dis Jakob. Die Hebreëse woord vir Jakob is Yaakov, wat beteken to follow. Oh. En die ander woord is God will protect. Janie, ek kan nie glo dat daar iets in Jakob is wat goed is nie. Terwyl God sê, you will follow, sê God, but I will protect you. O, Here, dit maak nie vir my sin nie. Dit maak nie vir my sin, dat iemand so verneker kan wees, maar dit hou aan lyk, asof hy die guns van God het. Wie van julle is vanmôre bly, dat jy is nie gefonnis, of wat mense van jou dink, en mense van jou sê nie, dat God sê, ek sal, oh my God, is jy nie bly nie? Luister, hoor wat beteken Esau? Die Griekse woord, Hebreëse woord is Asa, wat beteken rugged en 'n hunter. So die een is 'n volger. Dirk, hoor gou wat hierdie pastoor sê. Baie mense, by wie was ek gister, ou klippies van die biker in. Hy sê, pastoor, weet jy wat? Ons is selfs daar, voordat ons ry, staan, hy sê, pastoor, weet jy wat? Hy sê, jy kry ouens wat voorloop, hy bevestig my hele preek, hy sê, jy kry ouens wat voorloop, en ander ouens wat jou net kan kopie in jou skade weer. Nee, eerlikheid. Jy bou 'n tafel, Jaco, dan kry jy ander wat hom mooier bou as jou nou, maar hy werk op jou plan. Ag, eerlikheid. Hy bou 'n kas, mooier as wat jy hom bou, maar jou kas nodig om sy ding te kan bou. Nee, ag, eerlikheid, ek is al klaar. Luister, alles nog hier so hoor. Jakob, kopie alles wat hy doen. Hy wil nie in die veld gaan nie. Hy wil nie die houe vat nie. Hy wil nie die son moet ombak nie. Hy wil jou dag net in die slaapkamer sit en PlayStation 5 speel. Ek is alleen. Hy wil jy sit en PlayStation 5 speel, en weet jy wat, en ek soos 'n geitjie, en langs 'n geitjie staan, weet jy wat jy te spyt wat te doen nie. Heerlikheid. Hy is net so bleek, jy sien sy hartjie klop, jy sê ribbekas. So bleek is hy, kry bietjie Vitamin D, né? Kry bietjie die son, dat jy bietjie voel. Hoe voel dit om sonblok op jou vel te sit? En Jakob, hy's tussen die tannies. As die Here Jakob die gered het, die was hy vandag 'n transgender. Want hy is tussen die tannies, maar Esau is in die bos. Het sê, now beteken you will be rugged, you will be a hunter. Maar Jakob, you will follow, but God will protect you. Kyk vir my. Ja, maar ek praat over die ouens. Wie van julle soek 'n bietjie dieper goed? Kan jy nou klaar met die hamburger patties? Jy beskerm iets wat vir jou waarde het. Jacob didn't know it. Wie van julle het al probeer uitbreek en wegkom, maar jy kan God net nie afgeskit kry nie. Ag nee, kom maar nou eens. Jy kan, vra jy vir Jona, jy kan vlug in 'n boot, God loop op die water, sê jy gaan vir, wie is daar? Wie aankom uit Bosra? Agteroor gebuig, van wie is hy 'n sterkte? Dis hy wat agter jou aankom. Kyk gou weer die pastoor. Ek wil sommer ding oor jou sê vanmôre. You will never outflee God. God sal jou in die hande kry. Hoor jy wat ek sê? Wie van julle het al probeer hardloop, maar elke keer dan gryp die liefde van God jou. En God sê, ek weet wat dit is om aan 'n trein te staan. As 'n treinassistent. Waar is die drywers? As 'n treinassistent, terwyl 'n man 'n revolver trek, soos ek 'n jong man, jong getroud met 'n jong vrou, trek 'n man 'n revolver uit, so ver as hy horlosie van my af is, en hy trek 'n revolver in 'n klap die skoot. Ek weet hoe klink 'n 3.8 special se patroon, as hy millimeters van jou oor af verby gaan hoor. Hy was, weet jy wat, as hy 'n duim ingemik het, was ek vandag in die ewigheid sonder, but God protects. Ja, ek sê God protects.
Hy die goedkeuring dat jy in die kroeg sit nie. Jy klim agter daai stuurwiel in en jou alkohol is hoër as 0.05. Onthou as jy môre skryf. Jou alkohol is meer as 0.05 hoor. As jy alkohol meer, jy verdien dit nie, maar tog stuur hy engele om voor jou kar uit te trek. Moenie vandag uitgaan en sê nou ek gaan dit nog maar doen want die Here gaan my beskerm nie. Moenie grace en hierdie goed verwar nie, hoor. Grace does not give you permission to sin opsetlik, maar die Here het jou beskerm. Is daar van julle wat vanmôre wil sê, Here, ek kan nie glo dat ek daai ding oorleef het nie. God protected you. You didn't nie verdien nie. You didn't deserve it. Pastor Gerald, hy gaan seker kyk. Hy sê Bybel sal nie gepreek. Ek het nou vanmôre vir Jacques vertel. Op 280 km/h met sy motorfiets, met sy vrou agterop te breek die agterste suspensie. Jy onthou jy het mos hy dag hier gepreek. Sy vrou het amper 100 meter ver gerol. Dan God het niks geslaan nie. Wie jy sê die Here van toe lê. Hy sê jy het ook klaar gehardloop, né? Jy het klaar gehardloop. Hoe lank moet ek nog met jou praat? Jy het klaar gehardloop. Sy vrou het nooit weer in haar lewe op 'n fiets geklim nie. Sy het amper die draadklere aangegaan en sy het alles van haar afgeskil, soos sy gerol het op die deurpad. Dankie Here, daar was nie 'n paal en 'n boom en 'n ander kar nie. Vandag leef sy 24 uur met pyn in haar liggaam oor iets wat 10, 15 jaar terug gebeur het. Ek wil vir jou sê, luister, God has got limits. Hy sê op 280 km, moenie dink dat God kan jou nie inhaal nie, hoor. Hey, moenie dink dat God kan jou net 'n kroeg uithaal nie, hoor. God kan jou uithaal uit plekke uit. En Jakob is so besig om net goed en te kyk wat, en toe kry hy nog al die backup van die koeksuster komitee. Wat hom sê, ja, verneek my man. Kom ons gaan slag vir jou ding. Kry bloed op jou hande, trek 'n bokse vel af. En lig vir jou pa oomblikke voordat hy sterf. Hoe kan 'n ma, 'n vrou, 'n man lief hê om hom so te verneek? En hulle twee vroue, hy die backup van twee vroues. Gewone twee beteken verdeeldheid nie. Ek preek lekker vanmôre. Ek voel die Here praat met hierdie movement vandag, hoor. Halleluja. Jy moet hoor dat ek jou vertel. Nou gaan ek 'n ding sê. Jaco, kyk hierdie gesigte, hoor. God sal middel gebruik het om jou te stop. Pas op, hoor. Maar ek wil ook vir jou sê, jy wat in Newcastle is, God is groter as middel. Hy's groter as middel, hoor. Hy's groter as middel, hoor. Luister gou baie mooi. Die grootste vlug wat Jakob gevlug het, was nie van Esau af nie. Dit was die vlug van homself af. Kyk vir my. Ek gaan nou 'n paar baie prominente goed sê, jy moet dit nou nie verloor nie. Die grootste vlug is nie die vlug van die skindermonde af nie. Is die vlug van jou eie gewete. Is wanneer jou vrou vanaand by daai deur instap en jy porn gekyk. En jy kan haar nie in die oë kyk nie. Dis hy vlug van jouself. Kom aan, sê 'n bietjie amen. Daai wat jy saam met die manne gaan kuier. En die ladies van die nag dans op die pale. En jou vrou dink dat jy is op 'n jagting. En jy lê in die nag. En die gees van God is by jou bed. En hy weet. Sy vlug, want hy het vir 'n rukkie gevlug van Esau af. Maar hy kon nooit van homself wegkom nie. Hy kon nie van homself wegkom nie. Kyk gou vir my. Dis die probleem. Ons probeer vlug te vlug, waar jy van jouself nie kan wegkom nie. Dink jy in 41 jaar het ek al goed gesê en gedoen, wat ek my vrou nie in die oë kan kyk en sê dalk nie van my nie. Dalk het ek iets van haar gesê, dalk het sy iets van my gesê. Dan kom sy in die huis, ek kyk nou die dag, my vrou skies, verdra my. Ek kyk nou die dag, Brikkie, kan ek jou hande sien, maak het my so. So ek so partykeer kyk, dat die vrou in sy hande, dan sê ek ook maar 'n bietjie plooitjies. Weet jy dan maak die jong manne, hulle gaan verruil hulle vernuwes in. Come on. Maar môreoggend staan jy op in 'n nuwe ene. Dan sien jy 7 keer leliker as jou eie vrou. Because it's all an illusion. Daai vlug van jouself. Daai vlug van jouself. Gister toe my vrou by die bank lê. Toe kyk ek so, ek sê Here, ek sien nou handjie so en ek sê Here, sê ja, alles vir U. Toe sy opstaan, kyk na halftyd, toe raak ek honger. Toe kyk ek sy al asem. Ek sê, jy mis die hele rugby. Sy spring so op sy gemaak, sy sê, wat wil jy drink? Ek sê, dankie Here.
Is die Here nie awesome nie? Hy vlug vir homself, dis die grootste vlug. En selfs na sy hereniging met Esau, sê die Bybel in Genesis 37, dat Jakob leef as 'n vreemdeling in 'n vreemde plek. Kyk vir my, the wages of sin is death. Net wat jy saai, gaan jy maai. Maar weet jy wat? Toe hy 'n vrou soek, toe verneek sy skoonpa hom. Oh my. Wie van julle het al gehoor? Die wiel draai. Ek praat oor die verskriklike goed wat hy gedoen het. Maar kyk gou hierso. Ag, sê gou maar. Ag nee, ek hoor julle nie. Kyk gou wat gebeur. Ek dank God vir 'n maar. Die Bybel sê in Genesis 32. Ek het laas gepreek daar in die kerk oor die olie wat Jakob oor die klip gegooi het. Die Bybel sê gebruik 'n klip vir 'n kussing. Jesus sê ek is die rots. Ek is die klip. Die volgende oggend staan hy op, hy sien engele op 'n leer. Die volgende oggend staan hy op. En wat doen hy? Hy vat olie. Hy gooi oor dieselfde klip wat gestaan 'n kussing was en hy rig 'n gedenkteken op. En die Here sê vir tussen die klip en die olie kom die bloed. Is tussen die klip. En hy het eintlik gesê ek sal rus kry op die rots. En Jesus sê ek is die rots. En as ek rus gekry het, gaan ek die olie kry, tipe van die Heilige Gees, maar voor ek dit tussenin, moet Jesus eers kom met sy bloed. Hierdie wat ek nou sê, is nadat hy daai gesig gehad het. En luister wat gebeur, die Bybel sê, en hy kom in 'n plek, en skielik begin Jakob, kyk gou vir my, die een ding wat, ons het gepraat oor die goed wat hy gedoen het wat verkeerd was. Kan ons gepraat oor die een ding wat hy gedoen het wat reg was? Sê ek jy amen? Sê ek jy amen? Weet jy wat, ek het nou gesê, en ek gaan nou daaroor preek naamlik waar ek gaan uitbedien, dat Jesus moes eers die 4 vloeke breek, tussen hom en hy vrou, by die hoer, because they had one thing in common, hulle albei was dors. God always finds common ground. Jy kan hoe sleg wees, daar's iets goeds in jou. Ag, Jesus, ek is alweer. Daar's iets goed. Hy het 'n reputasie. Wat gebeur? En die Bybel sê, en hy stoei. Wie van julle het al gelees dat Jakob stoei met die engel? Nou die engel is met die hoofletter, dis God homself. Hy stoei met hom, né? En wat het sê? En toe sê, God sê vir hom, hy sê laat my gaan. Want die dag het aangebreek. En Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. Wie van julle is moeg om te hardloop? Jakob was moeg om te hardloop. Hy sê ek hardloop en ek kan van myself nie wegkom nie. Maar Here, ek gaan hou, al slaan u my, maar ek gaan hou, totdat u my seën. Nee. Ek probeer vir jou sê, jy kan nie geseënd en vervloek wees nie. Jy kan nie vervloek en geseënd wees nie. En hy het geweet, as ek God vashou, en hy seën my, dan breek al die vloeke, wat in elk geval op my is. Word gaan baie mooi, hoor eens so. Toe sê die Here, jy sal nie meer Jakob genoem word nie. Ag, Heer. Nou verloor ek hy blok. Jy sal nie meer Jakob genoem word nie. Jy is nie meer 'n verneker nie. Laat hulle sê wat hulle wil. Wat jy gedoen het. Hoor wat sê. Hy sê ek sal jou Israel noem. Ja, kan ons die Here prys. Hey. Luister, nie net verander God die vloek in 'n seën nie, God verander sy naam. So die ouens wat hom van daai dag af Jakob genoem het, van wie praat jy? Ek is nie meer daai ou wat my broer verneek het nie, wat my pa verneek het nie. Ja, ek haas my, ek wil by die grootste revelation van alles op vanmôre kom. This kind of bless the socks off of you. Hy sê vandag sal jy Israel genoem word. Hoor wat sê? Hy sê wat jy het geworstel met God,
en jy het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy my naam? En hy het hom daar geseën. En toe noem Jakob die plek Niel, wat beteken die gesig van God. Ai. Eergister, toe swaai hy olie oor 'n klip. En skielik kom hy in 'n fight. Pastor Dries, jy fight al maande, maar die Here sê, hou vas in die soem. Hou vas in die soem. Ag heerlike, al preek ek vanmôre net vir daai godsman wat daar sit, want ek vir jou sê, jy hierdie man het 'n fight, wat 2/3 van ons in hierdie plek nie het nie, en weet jy wat, hy weier om te steier, hy weier om te los. Ja, pastoor, ek gaan dit sê, laat die mense sê wat hulle wil, laat die familie sê wat hulle wil. He's holding on the hem of his garment. Wat sê die vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het? If I can just touch the hem of his garment, I will be healed. En Jakob sê, ek gaan u slip nie los nie. Ek kan my slaan, ek kan my doodmaak, maar ek het vandag besluit, ek het klaar gehardloop van wie ek gister was en eergister was. Ek gaan van hierdie dag af, Here, al slaan nie my God sê, ek verander jou naam. Ek weet nie wat is gereg klink nie, maar ek soek 'n ander naam in die gees. Ek weet ek is Rolfie. Rolof Jakobus met 'n C. Galvin. Weet jy wat? Weet jy dat ons in die hemel kom, gaan ons almal ander name hê. Jy het 'n naam in die gees, wat geen duiwelse mag. Die beste wat hierdie wêreld kan doen, is om te praat oor Rolfie, maar hy ken 'n naam, wat kosbaar ver bo alles. Jesus kom as 'n lam, maar dieselfde Jesus kom nou terug as die leeu in die stam van Juda. Kom aan ouens, dit moet jou excited kry. Ek wil gou hierdie ding gaan. Ek wil nog so 'n paar goed hoor. Jy gaan in elk geval byt vas, hoor. Hoor gou baie mooi. Hy sê hou vas. Hoor wat sê die Amplified Bible. Weet jy, en ek wil dit sê, dis die een ding wat hy doen is, hy weier om God. When he got the presence of God, he refused to let go. Daai koortjie wat ons baie keer sing, gaan my nie verby o Heiland, wy die ander seën, hoor jy so, nothing as powerful as a comeback. Hoor wat sê Spreuke 24 vers 16, hy sê, for a righteous man falls 7 times and rises again. Nee, julle hoor nie. People, hulle slaan gazebo's op, hulle slaan tente op, hulle bou potjiekos om wat jy gedoen het. Hulle is so besig oor wat jy gedoen het, asof hulle niks verkeerd doen nie. And they're so busy speaking about Anton, and he's no longer more Anton. God sê, gee vir jou 'n nuwe naam. Ek verander jou naam. Ek verander jou naam. Hulle kan sê wat hulle wil. And the righteous man, failure is not in falling, it's refusing to stand up. Come on. Is jy iemand in hierdie plek wat al gestruikel? Weet hierdie week gestruikel? Weet hierdie week gestruikel? Vragtig net 4 van ons, want that's the righteous. How do you know you're righteous? When you fell. How do you know you're a fool? When you stay down. I say, but the righteous stands up. Weet jy wat dit ek het so klein kamp gedoen by Snips voordat ons konferensies gedoen het. Toe sê een jong dame daar mooi ding. Sy sê, weet jy wat? Sy het 'n paar goed gesê. Sy sê, when you stumble, you'll always stumble forward. Ag, yes. Ek het nog nooit gesien 'n ou struikel as hy vooruit loop agtertoe nie. Toe sê sy, and when you stand up in the same direction you fell down to. Die regverdige staan op. En weet jy, ek het nou nog 'n ding. Hier is nou vir my ding. Daar wil ek gou net kom by wat Dawid geskryf het, as 'n klaks op 'n klauer. Ek sê, Here, maar hoor gou so. Hy sê, daarop vra Jakob, vers hy sê, noem daai plek dit, dat hy sê, God het my gesien, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog lewe ek, en is gered. Hoorie, die son het vir hom opgegaan, net toe hy by Niel verby was, en hy was mank, in sy heup. Kyk gou vir my. Partykeer het jy letsel as jy by God was, hoor. As God jy uit jou comfort zone uitdruk, dan verloor jy 'n paar vriende. Ag, okay. Jy het partykeer 'n letsel
As jy by die Here, ek like het as 'n man monk in sy binnekamer uitkom, dan weet ek, God het sy naam verander. Hoor gou so, nee, ek wil vir jou openbaring gee. Hoor gou so. En die Bybel sê, daarom, hoorie, en hy was monk by die heup, vers 32, ek het nog nooit in my lewe daaroor gepreek, en ek gaan ook nie nou nie, ek wil dit vir jou noem. Daarom eet die kinders van Israel tot vandag toe nie die heupseëning nie. Hoor mooi. Tot nou toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Nee. Who wants a revelation? Ek wil dit ook maar Google, hoor, ek sê so slim soos julle nie, hoor. Hoor hierso. This particular, ek weet ook nog haar sinew, die seëning. Sinew, hoe spreek jy dit? S-I-N-E-W. Okay. This particular seëning is the proper name for the large tendon which takes its origin from the spinal cord and extends down to the thigh, right through to the ankle. It was called by the Greeks the tendo seëning, because it reaches the heel. In the spiritual, God healed Jacob to be a hakskiergryper. And he made him, want Israel beteken God will prevail. So hy slaan as prins die heupseëning af, om vir jou te sê, nooit weer gaan jy 'n hakskeer gryp nie. En hy het mank geloop tot die dag wat hy sterwe. As 'n teken, as die seun jou vry, sal jy waarlik vry wees. Kom aan ouens, as hy jou vry gemaak het, hoor baie mooi. It was from the loins, is ek reg, of Jacob. Kyk gou vir my. Jy gaan luister, halwe bladsy, ek is klaar. Ek is klaar. Klaar. Hierdie ou wat hierdie verskriklike goed gedoen het, doen een ding reg. If I could just touch the hem of his garment. Ek is, wie van julle is moeg vir hardloop? Jy is moeg vir hardloop. Jy hardloop partykeer nie die wil van God uit. Jy hardloop partykeer van dinge weg. En as jy omdraai, Jaco, daar's God daar. Yes. En het maak jou actually moeg. Want as jy slaap, jy snor sulke lang snorke, God caught up with you, hy stap by jou bed. Hallo. Môre staan jy op, en jy het 'n hoed vol planne, and God is not absent. God is not absent. Hoor gaan die Bybel sê, hy sê, dit is so baie mooi, hy slaan die heupseëning, dit is hoekom die Jode hom nie eet nie. Hoor, hulle is so bang vir die heupseëning, want hulle het gesien, God slaat hom mos af. Maar hy was nooit weer hakskeergryper nie. Hy is nou Israel. God will prevail, God will protect. Is dit tog nie maar die ander deel van die betekenis van sy naam nie? God will protect, God will prevail. Dis wat Israel beteken. Hoekom dink jy maak God vandag nog Israel toe, soos hy na kykens toe maak? God will, heerlikheid, prevail. Hoor jy so, hoor jy die revelation? It was from the loins of Jacob that once a heel catcher were born the 12 sons which became the 12 tribes of Israel. Yes. Oor een ding. Oor een ding. Here, Dawid sê neem nooit die gees van my af weg nie. Here, ons slaan u vandag vir die Light Ministry Movement in Newcastle op die heup. En as vanmorgen sal sê, ek het meer seer gekry in hierdie preek is wat ek lekker gekry het. En wat ek vir jou sê, God is baie naby. God is baie naby. Dat ek klaar maak, ek wil vir jou sê. En nou sê Psalm 24. Hoor hierso. Is julle reg vir 'n blessing? Onthou julle die 4 goed wat hy gedoen het. Hy besoedel sy hande, sy hart is vol bedrog, hy belas sy siel met nietigheid, hy gee voor wie hy nie is nie. Hoor wat sê Psalm, hy sê, hy sal,
Hy sê, wie mag opkom in die berg van die Here? Wie mag staan in 'n heilige plek? Hy wat rein is van hande. Yes. Dit is awesome. Hy wat suiwer van hart is. Al die goed wat Jakob verkeerd doen. Hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. En hy wat nie vals sweer nie, wie nie lieg nie. Hoor wat sê die Amplified. Ek is klaar, is julle reg? Vers 6 sê, dit is die geslag van hulle wat na hom vra. Hoor wat sê die Amplified. This is the generation of those who diligently seek him and require him as their greatest need, who seek his face just like Jacob did. Oh my Lord. Oh my God. Jy mis julle dit. Hy skryf Psalm 24. Hy sê there will be a new generation, the generation of Jacob. Hallelujah. Hy het baie goed gedoen, maar een ding doen hy reg. He came back for a comeback. He came for a comeback. Here, regte generasie in Suid-Afrika op en in hierdie movement, a new generation wat sê, Here, my hand is nie besoedel nie. So, Here, jy sê toch gisterand hier dan kry, sê ek die Springbokke kan nog 28 keer wen, gaan my nie so excited kry, ek sê, oh my God, ek wil net vanmorgen sê, Here, ek voel iets my beet, ek voel iets my beet, en miskien wil jy my seëning afslaan in die gees. Maar solank as ek hy seëning gehad het, kan ek jou reg help. Hy ou wat mank is, kan hy vir jou weghardloop hier hoor. Sorry, jy gaan dit later snap. Jy gaan dit later, is asof God vir hom sê, jy het ook klaar gehardloop. Jy het ook klaar gehardloop. Jy sal mank loop. Ek wil 'n openbaring deel, wat ek gedeel het, net so ten slotte. Net so ten slotte. Lukas 15 vers 17 sê, wie van julle het al die storie gehoor van die verlore seun? Dis dan vieslike, is 'n ondankbare brat. Hy het soveel goed verkeerd. Dat die varke van die eens hulle pele met hom deel nie. How stupid can you get? Maar hy doen een ding. Een ding. Hoor wat sê, vers 17 van Lukas 15. Maar hy het tot homself gekom en gesê, ek sal opstaan. Nothing as powerful, Marty, as a comeback. En weet jy wat? Toe hy so terugloop na sy pa toe sê sy broer, ja, kyk, toe doen sy broer al die goed wat hy gedoen het. Ek sal by ander geleentheid daaroor preek. En daar's 8 goed wat die vader gedoen het. En 8 beteken new beginning. Geef hom 'n ring. Slag 'n bok of slag 'n skaap. Is jy nie bly dat God het geen verwyte by jou nie? Geen verwyte. En weet jy, Openbaring praat so van die 12 stamme van Israel. Gaan lees Openbaring 21. Regte vers het vir jou kry. Openbaring 21. Hy sê daar, die 12 mure, hy sê, en dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, dit is die Nuwe Jerusalem. En by die poorte 12 engele, en die name wat daar opgeskrywe is die name van die 12 stamme van Israel, van Jakob. Jakobus, gewoon jy smaak so breed nie. People will speak about what you did wrong. Ek het hier 'n ding geskryf wat ek oor wou gepraat het, maar daar's nie tyd, ek sal by 'n ander geleentheid. Daar's net een comeback wat ons nie kon maak nie, ons kan nie, ons kon hom nooit maak nie. Toe maak Jesus om namens ons. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie. En Jesus kom by die grootste comeback van alle tye. Deur hy comeback, Jannie, kan jy vandag op hy stoel sit. But I need to say something. In conclusion, he is coming back. For the greatest comeback of them all. Wanneer hy vir my en jou gaan kom haal.
Kan ons die Here crazy prys gee? Ja, crazy prys gee. Crazy prys gee. In Genesis 48 gebeur die grootste wonderwerk in Jakob se lewe. Hy seën die 2 seuns van Josef. En hy doen presies wat sy pa moes gedoen het. Jakob verneek sy pa. En hier is sy 2 seuns, Manasse en Efraim. Efraim beteken jy sal geseën wees. Manasse beteken jy sal vergeet. Manasse is die oudste. Efraim is die jongste. Jakob net so sy pa kon nie meer sien, hy was blind. Israel sit voor 2 seuns. En hy moet sy regterhand op Manasse sit. Want hy is die oudste. En sy linkerhand op Efraim, hy is die jongste. En die Bybel sê, en Jakob kry sy arms. En hy sit sy regterhand op Efraim en sy linkerhand op Manasse as 'n teken van die kruisiging van Jesus Christus. En Josef sê, wat doen u? Hy sê, wat ek gedoen het, het ek gedoen. Is dit nie wonderlik? Toe Dirk en Jesus voor God staan in die gees. En God moet Jesus seën as sy enigste gebore seun. Kruis God sy arms. En hy sê, jy sal leef. Jy sal sterf, Jesus, maar jy sal vergewe. Come on. Moet nooit dat hulle vir jou sê, dat God kan jy nie herstel nie. As hy Jakob herstel het, kan hy jou herstel. Kom sê van dankie. Ons groet ons livestream luisteraars. Die Here seën vir julle. Ek gevra dat julle op julle voete staan.